Goeiemôre en vandag lees ons 'n bietjie saam oor die derde dag. Dit is dan nou Dinsdag en wat Jesus op hierdie dag sou gedoen het. Nou Dinsdag is eintlik die dag wat die belangrikste, of nie die belangrikste is nie, maar hoe kan ek dit sê, waar die meeste dinge plaasvind. Dit is die langste dag in die week wat ons die meeste details van het. En dit is soveel die details wat alles hier gebeur in hierdie dag, dat ons dit nie saam alles kan lees nie, want dit is omtrent 2,5 hoofstukke. So dit spring van Markus 11 vers 20 af, regdeur tot aan die einde van hoofstuk 13. So al wat ek vandag gaan doen is, ek gaan vir ons 'n stukkie lees, maar dit gaan net nou in die middel wees. Maar voordat ek dit doen, wil ek eers net vir ons vat deur alles wat gebeur op hierdie dag. Ek gaan sommer net die hoofopskrifte, soos wat dit in die Bybel voorkom, vir ons lees, sodat ons net verstaan hoe ongelooflik besig hierdie dag eintlik is vir Jesus. Want ons gaan sien, hy begin by die vyeboom, die verdorde vyeboom, wat dan nou natuurlik gister se gedagtes afsluit oor die twee rame en dat ons eintlik die punt mis. Ons moet 'n vrugdraande verhouding met die Here hê en nie maak asof ons nou hierdie ongelooflike goeie mense is Sondag by die kerk, maar die res van die week dan mis ons eintlik die punt nie. So dit is waarmee dit begin, die verdorde vyeboom. Dit is as hulle dan nou weer van Betanië af terug inloop Jerusalem toe. Dan kry ons daai gedeelte. Dan sodra hulle in Jerusalem aankom, dan kry ons die gedeelte waar die skrifgeleerdes vir Jesus korner en vir hom sê, hoorie, waar kom jou gesag vandaan? Dit is daai gedeelte, dit is vers 27 van hoofstuk 11 tot aan die einde. Dit gebeur ook op daardie dag. Dan kry ons die gelykenis van die huurders. So nadat Jesus dan nou hulle vraag, mens sal nie sê geantwoord het nie, maar hulle ontmasker het vir hulle skynheiligheid, dan gaan hy oor en hy neem inisiatief en hy begin 'n gelykenis gee, sodat die mense dan nou kan geleer word deur hierdie gelykenis. So dan kry jy die gelykenis van die huurders. Daarna is dit die vraag oor die belasting. Hierdie is die gedeelte, die baie populêre gedeelte wat ons almal ken, gee aan die keiser wat hom toekom. Dit is hierdie gedeelte. En na dit dan kry ons 'n vraag oor die opstanding. Dan probeer die Sadduseërs om nou weer 'n bietjie vasvra en vra maar hoorie, hoe werk hierdie opstanding storie? Want die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding nie. So hulle probeer hom in 'n hoek vasdruk en hom in 'n lokval lei. Maar Jesus wys weer eens vir hulle is besig om skynheilig te wees en hulle mis net eintlik die punt. So dan sit die vraag oor die opstanding wat daar gebeur. Dan daarna is dit die vraag oor wat is die belangrikste gebod. Nou, hierdie is nie 'n vraag deur die Fariseërs of deur die Sadduseërs gegee nie, maar dit is wel 'n skrifkenner wat hierdie vraag aan hom vra. Maar dit is nie, volgens die Markus Evangelie is dit nie 'n vraag om hom uit te vang nie. Dit is net, hierdie ou wil eintlik al meer leer by Jesus, want hy kom agter, Jesus het nou net die Sadduseërs oor die opstandingsvraag baie goed hanteer en baie goed geantwoord, so hy probeer nou net uitvind en meer by hom leer. Dit gebeur ook, dan is daar die vraag oor die seun van Dawid. Nou in hierdie gedeelte dan praat Jesus en hy daag 'n bietjie die skrifgeleerdes uit om te vra, maar hoorie, hoe kan julle sê dat die Messias of die Christus is 'n seun van Dawid, as Dawid self, en ek dink dit is Psalm 110 sê, maar weet jy wat, hy is my Here. Hoe kan iemand se seun sy Here ook wees? Daai ontbloot Jesus dan om vir hulle te sê, maar weet jy wat, weer eens, jy probeer goed in die teks in lees wat nie eintlik daar is nie. Dan die volgende gedeelte, nog alles op Dinsdag, is die waarskuwing teen die skrifkenners. En in hierdie gedeelte waarsku Jesus teen die skrifkenners, en ek gaan bietjie dalk net nou daaroor ook net ietsie sê. En dan is dit direk daarna, gaan ons oor in die offergawe van die arm weduwee in. Ons almal ken die storie, dit is hierdie ryk mense kom gee baie, en hierdie arm weduwee gee 2 muntstukkies en Jesus sê sy het baie meer gegee as wat hulle gegee het. Dit is ook daarvan deel. Dan kom ons nou eers by hoofstuk 13 en dan het ons nog die hele hoofstuk 13 om deur te gaan voordat ons die dag afhandel. So in hoofstuk 13 dan is dit die profetiese rede oor die afbreek van die tempel. Hier begin hulle uiteindelik hier in die begin van hoofstuk 13 begin hulle uit Jerusalem uit beweeg aan die einde van die dag. Hulle sit op die Olyfberg en kyk terug na die tempel toe. En dan sê een van sy disippels hom, "Jesus, kyk hoe groot is hierdie stene." En Jesus sê, daar sal nie een van hierdie stene oorbly nie. Nie een op die ander een oorbly nie. En ons weet natuurlik, dit het kort daarna gebeur. Dan daarna is dit die profetiese rede oor die begin van die eindtyd. Hoe Jesus dan nou vir hulle sê, maar weet jy wat, eintlik moet jy waaksaam wees oor alles wat gebeur, want dit is die begin van die eindtyd. Dit is die begin van die verlossingsplan wat tot 'n einde kom. En die laaste gedeelte, as mens dit nou so wil sê,
En direk daarna, dan is dit die profetiese rede oor die groot verdrukking, met ander woorde dat ons as Christene gaan lyding hê, ons gaan moeilike tye hê, mense gaan ons vervolg, die owerhede gaan ons uitmoor en in die sinagoge so. Dit is die volgende gedeelte, die profetiese rede. En dan het ons die profetiese rede oor die koms van die mens, oor die koms van die seun van die mens, moet ek eintlik sê. En in hierdie gedeelte praat Jesus dan nou eintlik al oor sy wederkoms, oor wanneer hy weer gaan terugkom op die wolke van bo af na onder toe na ons toe om ons te kom haal. En so dit is daai profetiese rede wat hy dan nou hier bespreek. En dan praat hy so vinnig weer oor die vyeboom. En ek probeer nou net onthou. Ja, so julle moet ook weet, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat dit naby is. Met ander woorde, omdat ons hierdie eindtye goed sien gebeur, hierdie oorloë en alles wat gebeur het na Christus gekruisig is, weet ons natuurlik begin al hierdie goed gebeur. Daarom moet ons weet die eindtye is naby en daarom moet ons waak. En dan eindig dit af, die dag sluit vir ons af met die profetiese rede oor waaksaamheid. Dat ons moet wakker wees, ons moet nie sit en slaap nie. Ons moet by wees wanneer Jesus weer terugkom na ons toe. En dit is 'n mondvol en dit is alles wat op hierdie dag gebeur. So dis hoekom ek sê ons gaan nie alles lees nie. Maar wat ek graag vir ons wil lees is die gedeelte wat ons baie goed ken, baie al self dalk gehoor het. En dit is hierdie gedeelte oor gee die keiser wat hom toekom. Maar om dit weer te doen in tipiese Markus styl, gaan ek eers vir ons die gelykenis van die huurders lees. Want weer eens het ons hierdie twee rame en die een word gebruik om die ander een te verstaan en net so die ander een om die eerste een te verstaan. So weer eens kry jy hierdie idee wat hier aan die gang is. So ek lees dan vir ons, as jy wil saamvolg, dit is Markus 12. Ons gaan lees tot en met vers 17. Ek lees dan vir ons. Hy het toe met hulle in gelykenisse gepraat. 'n man het 'n wingerd aangeplant, hy het dit omheen 'n parskyp gegrawe en 'n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan die landbouers verhuur en op reis gegaan. Op die regte tyd het hy 'n slaaf na die landbouers gestuur, sodat hy van hulle die opbrengs van die wingerd kon ontvang. Maar hulle het hom gegryp, afgeransel en met leë hande teruggestuur. Daarna het hy weer 'n ander slaaf na hulle gestuur en hierdie een het hulle oor die kop geslaan en verneder. Hy stuur toe nog een en hierdie een het hulle doodgemaak. Hy het ook baie ander gestuur, van wie hulle sommige geslaan en ander doodgemaak het. Hy het net nog een oorgehad, sy geliefde seun. Hier laaste het hy hom na hulle gestuur met die gedagte, hulle sal my seun met respek behandel. Daardie landbouers het egter onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood en die erfdeel sal ons in wees. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom, die landbouers doodmaak en die wingerd verander gee. Julle het tog hierdie skrifgedeeltes gelees. Die klip wat die bouers afgekeer het, juist dit het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom en dit is wonderlik in ons oë. Hulle wou hom gevangene neem, maar hulle was bang vir die skare. Hulle het immers besef dat hy die gelykenis met die oog op hulle vertel het. Hulle het hom met rus gelaat en weggegaan. So dis nou die gelykenis oor die huurders, dan gaan ons nou oor hierso na die vraag oor belasting toe. Hulle stuur toe sommige van die fariseërs en Herodiane na hom, sodat hulle hom op 'n woord kon vastrek. Hulle kom toe en sê vir hom, meester, ons weet dat u opreg is en u aan niemand steur nie, want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie, maar onderrig die weg van God waarheidsgetrou. Is dit toelaatbaar om belasting aan die keiser te betaal of nie? Behoort ons te betaal of behoort ons nie te betaal nie? Maar Jesus was bewus van hulle skynheiligheid en sê vir hulle, waarom toets julle my? Bring vir my 'n denarius, sodat ek daarna kan kyk. Hulle bring toe een. Hy vra vir hulle, wie se afbeelding en inskripsie is dit die? Hulle antwoord hom, die keiser se. Daarop sê Jesus vir hulle, gee dan aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Hulle was stom verbaas oor hom. Nou, kom ons begin by die gelykenis van die huurders, want ons weet natuurlik dat die seun wat gestuur word is Jesus. Maar die vraag wat ons moet vra is, wie is wat in daardie scenario? Wat is die gelykenis? Want hier aan die einde hoor ons, of lees ons hier in vers 12, dat die mense wat geluister het besef, hy vertel hierdie gelykenis oor hulle. Met ander woorde, ons weet dit was die fariseërs en die sadduseërs, die skrifgeleerdes, kom ons noem dit sommer so saam. So dit was die skrifgeleerdes van wie hierdie vertel is. Met ander woorde, die skrifgeleerdes of die tempeleienaars, die
elite van die samelewing, hulle wat die tempel bestuur het en seker gemaak het dat die tempel nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie, maar hulle wat die tempel bestuur het en vir hulle eie gebruik en vir hulle eie wins, dis hulle wat die landbouers is in hierdie scenario. Israel is die wingerd, want dis hulle wat na die tempel toe moet kom, en God is natuurlik dan ook die eienaar. So wat gebeur dan nou hierso? Okay, die mense misbruik die land, misbruik Israel, en kan nie vir God dan die vrug gee nie, want hulle is besig om hulle so uit te byt, en nie vrugte te laat dra nie. Dit staan nou nie so in hierdie spesifieke gelykenis nie, maar dit is waarop dit neerkom. Hulle byt hulle uit, sodat hulle nie by die eienaar kan uitkom nie, en daarom moet die eienaar sy seun stuur, en sy seun word selfs ook doodgemaak. Maar dit wys dan ook wat die Here gaan doen met hulle wat ongeregtig is hier op aarde. So die skrifgeleerdes, die elites van daai tyd wat die mense uitgebuit het, die Here gaan kom en hy gaan hulle vernietig en hy gaan hulle regverdig beoordeel vir wat hulle gedoen het. Want hulle het geweet wat hulle doen is verkeerd. So dit is die eerste gedeelte. Dan kom ons nou by die vraag oor belasting. Nou hierdie is baie interessant, want in die antieke tyd was daar spesifiek in Judea, in die Romeinse streek van Judea, 2 tipes muntstukke gewees. So die eerste een was die standaard een wat die hele Romeinse ryk gehad het, met die keiser se gesig op en met hierdie einste inskripsie van wie sin is dit? Die keiser se. Dit was die eerste tipe muntstuk. Maar daar was ook 'n tweede tipe muntstuk in hierdie streek gewees, omdat die Jode volgens die 10 gebooie geen afbeelding mag gemaak het nie. So dan het jy ook 'n muntstuk gekry met niks op nie, wat glad was, en dit was ook baie soos die muntstukke wat gebruik sou wees vir die tempel. Nou, as Jesus dan vir hulle sê, bring vir my 'n denarius, wat is hy eintlik besig hier om te doen? Hy wys uit dat hulle skynheilig is, want hulle het 'n denarius by hulle. Hulle wat skrifkenners is, kon kies of hulle die een gebruik wat nie 'n gesig op het nie, en of hulle die een het met 'n gesig op, maar hulle het die een met die gesig op. So Jesus wys vir hulle, weet jy wat, jy is besig om in te koop in hierdie Romeinse ryk wat eintlik nie is waar dit gaan nie. Maar nou wil jy my kom vasvra, want hulle het geweet, geen nie om wat se kant toe hy antwoord nie, as hy sê, ja, jy moet belasting betaal, dan is die Jode kwaad vir hom, want nee, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, die koninkryk, ons is God se uitverkore volk, hoekom moet ons nou aan hierdie mense belasting betaal? Maar as hy sê nee, dan sou die Romeine teen hom wees, omdat hy probeer opstand bring. So wat doen Jesus? Hy wys hulle eie skynheiligheid uit. Hy sê, weet jy wat, jy is net so skynheilig, jy koop in hierdie hele situasie wat hier aangaan, en dan sê hy die volgende, want hy kon eintlik gestop het, nadat hy vir hulle gesê het, gee die keiser wat hom toekom. Maar hy sê, gee aan God wat hom toekom ook. Nou, onmiddellik, volgens Joodse verstaan, moet ons dan onthou, wat is God se? God is die skepper van die hemel en die aarde. Dis hy wat eintlik alles toekom. So Jesus sê dit nooit eksplisiet dat hy op daardie oomblik al gearresteer word en gekruisig kan word nie, want dit is nog nie die punt nie, dis nog nie, as ek dit nou tongenietjies kan sê, dis nog nie Vrydag nie. Maar hy maak tog die implikasie, mens kan dit aflei uit wat hy uitsê, dat die keiser kom eintlik niks doen nie. Want die keiser is deel van die skepping. Maar God het die skepping gemaak, en so kom die skepping, so kom my lewe, so kom alles wat ek doen aan hom toe. So ek hoop julle hoor, daar's 'n bietjie 'n ritme reg deur die week. Dit is daai om vrug te dra. Dis wat waaroor dit hier ook weer gaan. Weereens, dink aan die eienaar, weereens, ons moet saam met die ander een verstaan. Die eienaar is eintlik geregtig op daai vrug. Maar wat doen hulle? Hulle hou dit vir hulle self, die landbouers. Dis nie hulle vrug om te hou nie. Hulle word betaal om dit te maak, maar dis nie hulle vrug om te hou nie. So, wat doen hulle? Hulle hou dit vir hulle self en hulle gee nie aan die eienaar wat hom toekom nie. En so ook, as Jesus dan sê, gee vir die keiser wat hom toekom, moet ons baie mooi verstaan dat Jesus sê eintlik God kom alles toe. Niks in hierdie lewe is nie deel van God nie. So dit is die gedeelte wat ek vandag vir ons gaan lees. Maar ek dink wat ons moet vat uit hierdie ongelooflike besige dag uit, en doen jouself die guns om nou deur dit alles te lees, en soos ek sê, ons sal vir 'n halfuur hier by mekaar sit, as ons nou moet gesels oor alles wat gebeur op hierdie dag. Maar doen jouself 'n guns en gaan lees dit.
Want dan gaan jy sien, dit gaan hier van, eerstens sluit hy die gedagte af, dan is dit hierdie konflik, en hy wys uit, hy ontbloot half die skynheiligheid en die masker wat daarop is in die godsdienstigheid van die antieke Jodendom, spesifiek rakende die tempel. Hy ontbloot daai masker, en dan hier aan die einde van die dag, hier by die profetiese redes, hier van vers 13 af spesifiek, dan begin hy, nadat hy hulle ontbloot het, dan, hoe kan ek dit sê, dan openbaar hy homself. Dan begin hy dit bekend maak. Van hier af gaan ons dit sien. Hy maak dit bekend, dat weet jy wat, hy is die seun van die mens. Hy is die Messias. Hy begin al daai blokkasies uit die pad uitrol, want byvoorbeeld, dat die Messias 'n seun van Dawid moes wees. Hy begin alles daai wys en sê, julle mis eintlik bietjie die punt daar, want hierso staan ek, hier is ek. So, met ander woorde, hierdie dag gaan van afsluiting van die vorige dag se gedagte af, na konflik, na profetiese rede toe, en ek hoop jy kom agter, dit bou alles so stuk op na die kruis toe. Dit alles loop op tot by die kruis, want soos ek gesê het, vir Markus kan ons niks verstaan van Jesus se missie, as ons nie terugkyk deur die kruis nie. En dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Dit is wat Jesus dan ook op die Dinsdag sou gedoen het. Hy was meeste van die dag daar op die tempelterrein, en dan aan die einde van die dag sit hy op die Olyfberg met sy disippels, en hy kyk terug, en hy gee die profetiese uitspraak oor wat gaan gebeur in die toekoms. Want hy is die een wat weet. Hy is die een wat is, wat tans daar by hulle is, maar hy is ook die een wat was, en hy sê ook pertinent in hierdie gedeelte, hy is die een wat weer sal kom. So, dit is wat gebeur het op hierdie Dinsdag. Net so daar waar jy sit, wil ek sommer vra dat ons saam die oë sluit. Liewe Here, dankie vir hierdie ongelooflike voorreg dat ons virtueel by mekaar kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons hier kan sit en saam kan dink en terugdink oor hierdie besige dag wat U hoeveel duisend jare terug op hierdie aarde gehad het daar in Jerusalem, Here. Dankie dat ons kan leer daaroor, dankie dat ons U hart ook kan sien daardeur, en Here, soos wat ons nou vandag ook saam gesels het, help ons om te besef dat ons 'n lewe moet leef wat vrug dra. Nie vrug dra in U aardse sin nie, maar vrug dra in die hemelse sin, vrug dra in ons verhouding met U, Here. Help ons om dit na te jaag, en dat dit ook, hier sal saad skiet hier in ons harte, Here, want dit is waaroor dit gaan. Ons sien dit keer op keer reg deur hierdie hele week, waar ons saam met U beweeg, Here. Dit gaan vir U oor opregtheid, dat ons met 'n opregte hart na aan U sal kom, dat ons U sal volg in alles wat ons doen. Dankie dat ons ook op hierdie reis kan wees, om te kan sien hoe alles opbou tot by die kruis, Here. Want sonder die kruis kan ons nie wees nie. Sonder die kruis en sonder die opstanding sou ons geloof nie bestaan nie. En daarvoor loof ons U en ons prys U naam, Here. Dankie vir die voorreg weer eens, om U as ons God te ere. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê, en 'n lekker dag vir jou verder.